Goeiemôre broeders en susters, 'n geseënde Sondag aan elkeen van u. Ons verwelkom vir Dominico Steenberg weer vanmôre by ons. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 159, strofe 1. Na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 451, strofes 1 en 2. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die aanbidding, nou en tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek beklemtoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy moet,
Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing Gesang 566, strofe 2. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 456, strofe 3. Broers en susters, kom ons luister na die bediening van die doop, die formulier daarvan, vir die doop aan die kinders van gelowiges. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word in hierdie 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders
van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, om ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer en dit ten goeie vir ons laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende waarborg met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het is vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kindertjies besny moet word, want dit was toe die teken van die seël van die verbond en die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Om hierdie sakrament van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente te bedien, laat ons saam aanbid. Almagtige, ewige God, ons bid u vanweë u onmeetlike barmhartigheid, dat u genade oor ons en ons kinders sal ontferm.
Ons bid dat U hulle deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus sal inlyf, sodat hulle saam met hom in sy dood begrawe word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Gee dat hulle kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan hom toegewys wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle uiteindelik hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, soos U dit wil, getroos sal verlaat. Gee ook dat hulle op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus, wat U met die Heilige Gees, die een en enigste God is, wat leef en regeer tot in ewigheid. Die doopouers, Jacques en Abigail Gerber, kan nou na vore kom. Geliefdes in die Here, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie, sodat dit blyk dat U glo en aanvaar, moet U eerlik op die volgende vrae antwoord. Aanvaar U dat ons kinders, wat van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer? Bely U dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te word? Bely U ook dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? En derde, beloof U, en is dit U voorneme, om hierdie kind van U, sodra hy of sy hulle dit kan verstaan, hieroor na U vermoë te onderrig en laat hierop onderrig? Wat is U antwoord, Jacques Gerber? Abigail Gerber? Ja. Terwyl die kindertjie nou na vore gebring word, sing die gemeente lied 293, strofes 1 en 3. En na die doopbediening sing ons gesang 268. U kan sit terwyl dit gebeur, hierdie twee liedere. Jocelyn Gerber, gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Janko Paulus Philippus, gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die Seun. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U en loof U dat ons en ons kinders se sonde deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus, vergewe is. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U enigste Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. Ons dank U dat U dit alles met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kinders
van altyd af met u Heilige Gees sal regeer, sodat hulle gelowig opgevoed sal word. Gee dat hulle in die geloof in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hulle en aan ons almal bewys het, mag bely. Gee dat hulle in 'n verbondenheid met ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus, sal lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk sal stry en oorwin. Gee, Here, dat hulle u en u Seun, Jesus Christus, en die Heilige Gees, die enigste en ware God, altyd sal loof en prys. Amen. Kom ons open die woord van die Here by die Johannes Evangelie, die eerste hoofstuk, Johannes 1, vers 1 tot 11. Voordat ons saam lees, gaan ons saam bid en die Here se onmisbare seën afbid. Ewige, almagtige God en hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, en deur hom, ons Vader, deur wie ons die vrymoedigheid het om na u troon van genade te kom, en u te loof en te dank vir al u goedheid. Ja, Here, elkeen van ons is die lewende bewys van u goedheid en genade in die lewe van 'n mens. Ons dank u daarvoor en bid u seën af op elkeen van ons. Ons dank u vir u kerk, waarvan hierdie gemeente 'n deel is, die liggaam van Christus, dat ons kan deel in die lewe van die liggaam van Christus, die ewige lewe, waarvan hierdie doop 'n klein voorspel is, totdat ons eenmaal almal voor u genade troon sal kom en die ewige lewe sal ontvang. Dankie vir die geloof wat die Heilige Gees in ons harte werk en laat groei en laat vrug dra. Ons bid dat u ons elke dag verder op die pad van die geloof sal lei. Ons bid die bewaring af op elkeen van ons, dat ons gepantser sal wees teen die verleiding van die geeste van hierdie lewe. En ons bid, Here, dat u woord ons rigsnoer en alleen kompas sal wees. Ook vanmôre, wanneer ons dit lees en oordink, bid ons dat u in elke hart sal ontvang dit wat u vir die gemeente wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog
het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het hy ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Hier eindig ons skriflesing. Voor die prediking gaan ons sing lied 442 vers 1. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ek bedien die woord van u uit Johannes 1 vers 11 en 12. Hy, Jesus, het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Liewe broers en susters, in elkeen van ons se lewe is daar diegene na wie ons verwys as ons mense. Dit is hulle wat die heel naaste aan jou is. Bloedverwante familie, jou vriende, jou kollegas, mense baie naby aan jou, op wie jy kan staatmaak enige tyd van die dag of die nag. Jy kan hulle in die middel van die nag bel en hulle sal jou kom help. Hulle is die mense, jou eie mense. Wat 'n vernedering en verleentheid is dit dan, as sulke mense die rug op jou keer, jou afskryf en jou ignoreer. Dit is 'n verskriklike hartseer ding as mense jou nie meer wil ken as hulle vriende nie. Dit is eintlik ondenkbaar dat so iets kon gebeur. En weet u, dit is presies wat met Jesus gebeur het. Hy het na sy eie mense toe gekom en hulle het nie en hulle wou hom nie aanneem nie. Hulle het hom eintlik verwerp. Dit is iets ontsettend. Juis hier, by die verwerping van Jesus, het sy lydensweg begin, totdat dit uiteindelik uitgeloop het op die kruis van Golgotha. Dwars deur sy bediening op aarde, was daar mense wat teen hom en op hom neergesien het. Hy was eintlik bedoel vir hierdie mense,
Tog was dit na wie Jesus gekom het. Sy eie mense, hulle wat sy koms verwag het, wat eeue lank uitgesien het na sy koms. En toe hy uiteindelik in die volheid van die tyd uit die geslag van Dawid, die koningslyn, gebore is, het hulle hom verwerp. Dit het dwars deur sy lewe gebeur. Hierdie verwerping, hierdie minagting, hierdie agteruitgang in die gees en godsdiens van sy volk. Hierdie waarheid word treffend uitgebeeld deur 'n skildery van Jesus, toe hy nog 'n jong man was en in die timmermanswinkel van sy vader Josef gewerk het. Het hy eendag 'n balk oor sy skouer gedra, en toe sy skaduwee teen die muur val, het dit reeds die vorm van die kruis aangeneem. Dit was die aankondiging van sy lydensweg. Hy was in die wêreld, maar die wêreld het hom nie aangeneem nie. En dit het innerlike lyding en diepe vernedering by Jesus gebring, dat sy eie mense hom nie aangeneem het nie. Nou, wie was dan sy eie mense, na wie Jesus gekom het? Dit is duidelik dat dit die Joodse volk van destyds was. Hulle was die verbondsvolk, die eiendom van God. Hulle geskiedenis vertel van God se bemoeienis met hulle, dwars deur hulle geskiedenis, die uittog uit Egipte, die intrek in die beloofde land. Aan hulle is die belofte van die komende Messias gegee. Hulle profete het hulle voorberei vir die koms van Christus. Jesaja en Micha en die ander profete het gesê, die koms van Jesus is voorhande. Eeue lank het hulle daarna uitgesien. Maar toe hy gekom het, in die volheid van die tyd, lees ons, hulle het hom nie aanvaar nie. Aan die begin van Jesus se bediening het hy ook al verwerping ervaar. Onthou jy, die mense van Nasaret, sy tuisdorp, waar hy groot geword het so min van hom gedink, dat hulle hom uit die dorp uitgejaag het, en op 'n hoë krans gebring het, met die bedoeling om hom daar af te gooi. Maar Jesus het met goddelike gesag deur hulle geloop, en sy eie koers gegaan. En die seën wat hy vir Nasaret kon gebring het hulle verpas. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, die kerk en die godsdienstleiers van daardie tyd, die mense wat ingestel was om die woord te lees en te interpreteer, hulle was oral waar Jesus opgetree het, waar hy skares toegespreek het, by die bergpreek, by sy gelykenisse, oral waar Jesus mense gesond gemaak het, wonderwerke gedoen het, daar is die fariseërs en die skrifgeleerdes teenwoordig. Nie om volgelinge van Jesus te word nie, maar om iets teen hom te kry, een of ander klag teen hom in te bring, deur hom te verwerp, deur die Joodse raad. Uiteindelik het hulle daarin geslaag, toe hulle hom voor Pilatus gebring het. Jesus se eie mense, sy eie disippels, het hom verraai, het hom verloon. Judas Iskariot, die man wat hom verraai het, Petrus wat sê, ek ken hierdie man nie, was tog Jesus se eie mense wat dit gedoen het. En die skare wat die dag van sy verhoor voor Pilatus geskree het, weg met hom, kruisig hom, dit was sy eie mense wat dit gedoen het. Dit moet vir hom 'n verskriklike ontnugtering en verleentheid en 'n hartseer gewees het, dat sy eie mense dit aan hom kan doen. Hulle sê mos, jou eie honde byt die seerste. Seer moes dit vir Jesus op sy lydensweg gewees het, om dit alles aan te hoor. En daarom kan Johannes, wat die evangelie skryf, die waarheid nie ontken nie. Sy eie mense
het hom nie aangeneem nie. Dit is die waarheid. Maar voordat 'n mens se hart in jou binneste sink van moedeloosheid en verleentheid vir hierdie eie mense, kom Johannes met 'n volgende vers, wat ons oplig na die hoogtes van geloof en liefde en vryheid. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, wat in hom glo, die het hy die reg gegee om kinders van God te word. Van hierdie volk, Jesus is nou besig om vir hom 'n nuwe eie volk te begin. Mense wat tot geloof in hom gekom het, is nou sy eie mense. Van hierdie eie mense skryf Petrus en hy sê, julle is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, om die verlossingsdade te verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dit is die nuwe volk, die nuwe eie mense van Jesus. Ons kan ook sê, Jesus het vir hom eie mense gekry uit al die volke van die aarde. Elkeen wat glo is nou 'n lid van sy volk. Sy ware kerk op aarde kom na vore. Uit die duisternis word mense geroep na sy wonderbare lig. Die kerk vorm nou die liggaam van Christus. Die lewe van Christus leef in sy liggaam. En die liggaam van Christus bestaan uit lidmate, soos u en ek. Mense wat deur geloof nuwe mense geword het, eie mense geword het. Die lidmate is dus verbind aan die liggaam van Christus, aan die lewe van Christus. Ongelukkig is daar baie lidmate wie se name op die boeke van die kerk staan, op die lidmaatregister staan, maar wat nooit in die kerk kom nie, wat eintlik geen verbintenis meer het, geen eie mense van Christus is nie. En ons taak is nie om sulke mense te verwerp of sleg van hulle te praat nie, maar juis om hulle te gaan haal en terug te bring en te sê, maar jy is ook 'n kind van God. Jy het hom ook mos aangeneem. Jy het voor die kansel gestaan en gesê, ek glo, kom ons gaan dien hom saam. Wie behoort tot hierdie nuwe volk van God? Wie is hierdie eie mense? Almal wat hom aangeneem het. En om Jesus aan te neem, beteken om in hom te glo, as die Seun van God, as die middelaar tussen God en mens, wat vir ons intree by die Vader. Ons lees dit in Romeine 8, dat Jesus gekruisig is, maar meer as dit, hy het opgestaan uit die dood, hy sit aan die regterhand van God, hy tree vir ons in. Hy noem u naam by God die Vader. Hy tree vir u in, want u is sy eie broer of sy eie suster. En Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand anders kom na die Vader behalwe deur my nie. En ons wat Christene is, lidmate van die kerk, ons is die mense wat deur Christus na die Vader kan gaan met vrymoedigheid. Almal wat hom aangeneem het, is kinders van God. U kry as dit ware 'n nuwe ID-boekie met u naam in en langsaan staan geskryf, kind van God, deel van die koninkryk van God. Die Here bemagtig jou as sy kinders, nie op gesag van mense nie, maar op sy eie gesag. En dit is nie bedoel net vir sekere mense, vir sekere witbroodjies van die hemel nie. Almal wat hom aangeneem het, het hy die mag en die reg gegee om 'n kind van God te word. Dit is nie 'n waagstuk nie, maar 'n waarborg. Jy is 'n kind van God. Wat 'n groot voorreg is dit nie. Hierdie selfde Johannes skryf in sy brief, 1 Johannes 3 vers 1,
Watter groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Ook ons is nou Jesus se eie mense. Mense op wie hy kan staatmaak. Mense by wie hy dag en nag welkom is. By wie hy dag en nag huisvesting kan bied in jou hart. Dit is 'n groot voorreg, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. 'n Groot voorreg, maar ook 'n verantwoordelikheid dat jy nou moet lewe soos 'n kind van God. Jy moet met lojaliteit, met heelhartige oorgawe en volkome dankbaarheid lewe. As jy hier uitstap, het jy 'n nuwe woord om saam te neem. Eie mense van Jesus Christus. Die disippels het dikwels by die tempel in Jerusalem bymekaar gekom, en dan lees ons daar dat van hulle gesê word, mense het hulle herken as metgeselle van Jesus. Die vraag is nou, sal mense ook vir ons herken as metgeselle van Jesus? Jesus se eie mense, hulle wat aan hom behoort en iets van hom in die wêreld moet weerspieël. Dit is ons taak, dit is ons roeping as kerk en as gemeente, om eie mense vir Jesus te wees. Nou aan hom verbonde, in alles wat ons doen, en dink, en sê, en lewe. Eie mense van Jesus Christus. Dit is die hoogste vorm van erkenning, wat u aan hom kan gee, en hy aan u kan gee. Hulle word nou genoem, kinders van God. Dit is u titel hier buite, as u uitstap. Kinders van God, onder wie hulle skyn, soos ligte in die wêreld. Mag dit so wees, vir elkeen van ons. Amen. Aanbiddelike Heer en Hemelvader, baie dankie vir die uitnemende voorreg, dat ons aan u kan behoort. Aan u kan opdra ons dank en liefde en waardering vir elke dag se sorg. Dat u ons dra in u liefde. Dat u ons omring met u teenwoordigheid, omdat u Immanuel is, God met ons. Ons dank u daarvoor. Ons bid vir almal wat u bystand nodig het. En dit is ons almal, maar veral vir die siekes, hulle wat een of ander beproewing ervaar, wat moedeloos geword het, wat lam en uitgesak het langs die lewenspad. Ons dra hulle spesiaal op aan u liefde en genade. En bid dat u die versterking en die geloof sal bied, wat u alleen kan bied. Gaan met ons hierdie week binne, dra vir ons deur u liefde. Dra vir ons met u krag, met u teenwoordigheid, sodat ons kan skyn soos ligte in die wêreld. U naam ter ere. Amen. Ons slotsang is gesang 239, die eerste en die vierde stroof.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.